Ek het 'n vraag vandag. Is jy okay? Gaan dit goed met jou? Of is jy moedeloos, gereed om op te gee, moeg om aan te gaan? Want in die Bybel is daar 'n wonderlike verhaal wat ek vandag van gaan lees, waar dit wys dat partykeer is die mees geestelike ding wat jy kan doen, is om 'n power nap te vat, 'n ordentlike maaltyd te geniet en dan na die Here te soek. Want daar is tye wanneer selfs die sterkste geloofshelde moeg word. Wanneer jou gees nog glo, maar jou liggaam kan eenvoudig nie meer nie. Wanneer jy nie meer moed het om aan te gaan nie, maar eenvoudig net swig onder die gewig van jou stryd en jou omstandighede en dit wat jy deur jou lewe gaan. Elia, die profeet van vuur, was self daar. Van die hoogte van die oorwinning op Karmel tot die diepte van wanhoop onder die besembos in die vallei. Daar in die stilte van uitbranding het God hom nie veroordeel nie, maar hom versorg met brood, water en rus. Want selfs in volharding het ons rus nodig. 1 Konings 19 vers 11 en 12 en hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verbygegaan en 'n groot en sterk wind wat die berge geskeer het, maar die Here was nie daar nie. En na die wind 'n aardbewing, die Here was nie in die aardbewing nie. En na die aardbewing 'n vuur, en die Here was nie in die vuur nie. En na die vuur die fluistering van sagte stilte, en die Here was daar. God se krag lê dikwels in daai stiltes en nie in die storms nie. Die apostel Paulus leer vir ons in Hebreërs 12 vers 1 en 2, laat ons met lydsaamheid, hypomonei, standvastige volharding, die wedloop loop wat vir ons voorlê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Want selfs in die valleie waar ons moeg is, bly hy ons doel en ons kragbron. En as die pad baie swaar word, moet ons vashou aan die belofte van 2 Tessalonisense 3 vers 3. Maar die Here is getrou, hy sal julle nie in die steek laat nie en sal julle bewaar van die bose. Die God wat vir Elia brood en rus gegee het, gee ook vir jou nuwe krag om weer aan te gaan en te stap en gee ons die kans om sy stem te herken. So as die vuur begin 'n dofbrand in jou hart en dit swaarder raak om aan te hou, moenie ophou nie. Rus, take 'n power nap, eet 'n goeie maaltyd en bid. Soek na die Here, want jy gaan hom vind in die aandwindjie, in kalmte en in vrede. En dan staan jy weer op en dan vat jy die pad vorentoe wat God vir jou beplan het, presies soos Elia gedoen het. Die vallei is nie 'n plek om te stop nie, dis 'n plek waar jy jou batterye herlaai, weer leer om op God te vertrou en waar jy weer voortgaan met nuwe moed. Hemelse Vader, ons kom sê dankie vir U, dat U ook vir ons rus gee, dat U ook ons liggaamlik versorg en dat U ons ook geestelik opbou om weer te kan voortgaan. Help ons om U stem te herken in die aandwindjie. Help ons om U te soek met alles wat in ons is. Here, en gee dat ons sal aanhou om aan te gaan, dat ons sal volhard om die pad wat U vir ons gekies het, suksesvol te loop. Ons dank en eer en loof U. Amen.